Dit is amper weer skoutyd in Windhoek en vandag op Kletskompas bring ons vir jou onderhoud wat Agri Monitor se Jacques du Toit met Harold Schmidt van die Windhoek Skouvereniging gedoen het. Maar vereers gesels ek en hierdie lieflike dame langs my oor die nuutste nuus, maar vir nou gaan kyk jy na die nuutste inskrywings in Republikeinse kiekie kompetisie. En nou vergeet ek om die lieflike dame aan julle voor te stel, dit is Henriette Lamprecht, Republikeinse nuusredakteur. Henriette, hoe gaan dit? Goed wat, het is môre Vrydag, so en ek werk Saterdag en Sondag, maar môre is Vrydag. En vir jou en vir my is dit daarom beide. Dis beide, ja, alles goed. Okay, wat nou lekker stukkie goeie nuus op Republikeinse voorblad. Kom ons begin nou maar al by die goeie nuus. Namibië se eie influencer. Ruben Lamprecht, wat saam met prinses Charlene van Monaco bietjie skouers geskuur het. Sy het hom uitgenooi om deel te neem aan sy Prinses Charlene Foundation. En sy bied 'n golftoernooi elke jaar aan en dan nooi sy nou wat is glanspersoonlikhede waarvan baie sport manne en vroue ook is. Onder andere was Brian Abana, die Springbok, voormalige Springbok daar. En daar beland Ruben, wat sê hy is nie eintlik 'n golfspeler nie, maar hy het alles gegee. En die geld wat deur die fonds agter hierdie golftoernooi ingesamel word, gebruik sy Prinses Charlene nou vir haar stigting. En iets wat ek opgetel het is Ruben wat gesê het hy het gesien wat haar stigting doen en hoe betrokke is hulle in Afrika en ook oral in die wêreld, en dit was actually dit wat hom aanleiding gegee het dat hy sy eie stigting ook gestig het. Daar's natuurlik die Ruben Lamprecht stigting wat ook baie betrokke is nou net in Namibië, maar om mense en diere te ondersteun. Ja, as een van daai sportpersoonlikhede wat daar was dalk Charles Leclerc is, dan moet jy Rubenkie maar voorstel. Geen idee waarvan hierdie vrou praat nie, of van wie sy praat. Is 'n Formule 1 renjaer, hy is die enigste een wat 'n burger van Monaco is. Dit is ongelooflik moeilik om 'n burger van Monaco te raak, en Charles Leclerc is 'n burger van Monaco en hy is so gebore. Gaan nou maar kennis sal. Okay, en dan nou nie so aangenaam soos die ken van Charles Leclerc nie. 'n Leerlingdokter smeek verplasings. Irene, ek dink ek en jy het gister ook hierdie gesprek gehad. Ek het toe die mediese skool begin het. Toe was daar al kommer dat jy lei hierdie dokters op, maar hulle moet 2 jaar 'n internskap doen. Dis waar ons het nou nie 'n mooi Afrikaanse woord vir interns nie, maar dit kom basies daarop neer. Hulle word vir 2 jaar uitgeplaas na hospitale. Hulle moet dit voltooi, daai 2 jaar, voordat hulle kan registreer by die Raad vir Gesondheidsberoepe, want dan kan jy as dokter praktiseer. So as jy dit nie doen nie, kan jy nie praktiseer nie, en is jou studies daarmee heen. So 'n paar jaar terug, toe die mediese skool begin is by Universiteit van Namibië, was daar al klaar kommer dat daar word studente ingeneem, en dit raak tipe van 'n worsmasjien, want ons weet ook ons het te min dokters, maar daar's nie plek om hulle uit te plaas nie. So hierdie is nou hierdie jaar se dokters, ons is nou al in September, wat nou nog steeds nie in 'n hospitaal iewers geplaas is nie. So hulle is basies in limbo, en
wat 'n brief nou gerig het aan eerste minister Ngurare, aan Dr. Esperance Lewendau, die minister, en dit beweeg net nie vorentoe nie. Wat vir my nogal erg was, is soos hulle sê, hulle moet aan die lewe bly. En wat van hulle word sekuriteitswagte of werk in winkelsassistente, ja. En by navraag het Penda Etienne, hy is die uitvoerende direkteur van gesondheid, wat hy sê, dit is nie net vir uitblaas. Want buiten dat jy, daar's 'n verhouding waarin leerlingdokters met 'n gekwalifiseerde, ervare dokter moet beweeg, want jy moet nog steeds toesig hou oor hulle. En as daai ratio moet reg wees. Hy sê so, die groot ding is, jy kan hulle nie uitplaas nie. As jy hulle Onyanjokwe toestuur, dan moet jy weet, Dr. van der Walt is daar, en Dr. van der Walt kan na 10 dokters kyk. So, ek weet nie, ja, hoe gaan hulle dit oplos nie? Want dit is, ek het al verskeie stories hieroor geskryf. Ja. Is dit daai verhouding tussen 'n ervare dokter en 'n leerlingdokter? Is dit dan nou hoe ons met 'n tekort aan dokters nie genoeg plek het om dokters heen te stuur? Is dit hoe dit gebeur? Ja, jy moet kyk, ons het ook, dis die ander ding. Ons het ook net 3, ek noem dit nou maar opleidingshospitale. So dis net Sentraal Katutura en dan Oshikati. En toe het hulle Onyanjokwe 'n paar jaar terug bygekry om nog geriewe te skep waar jy in hierdie dokters kan gaan. Maar jy kan net soveel vat. So dit is die ironie in Namibië, is ons het 'n tekort aan dokters, die openbare gesondheidsgeriewe staatshospitale is totaal oorlaai. En ons het 'n mediese skool, 'n baie goeie mediese skool, en hierdie ek wil nou nie sê kinders nie, wat is jy, studente wat kwalifiseer, ja, en dan kan hulle nie uitgeplaas word nie. So die ideaal is, jy moet meer verwysingshospitale kry, maar nou ja, geld, dit gaan oor geld, ja, en daai toesig. Ja, en dan net laastens op hierdie kwessie, die kwalifikasie wat hulle ontvang, ek het 'n paar jaar gelede gehoor, dit word nie internasionaal aanvaar nie, maar jy sê net, dit is 'n goeie mediese skool. Volgens my is dit, ek dink ons het een van die beste mediese skole, Irene, en weet jy hoe baie SADC studente kom hier na toe. Ja, so ek is vol lof vir ons mediese fakulteit. Ons moet nou net ons dokters kry dat hulle kan actually praktiseer, ja, en kwalifiseer, ja. Okay, en dan nog slegte nuus. Etosha brand na raming meer as 100,000 hektaar van die Etosha Nasionale Park wat afgebrand het. Hartseer nie, Irene. Verskriklik hartseer, maar daai silwer randjie is tot dusver teen druktyd kon ons nie vasstel dat daar enige diere is wat doodgebrand het en wat beseer is in hierdie brand nie. Maar hoe groter daai brand raak, hoe moeiliker raak dit om dit te beheer. Wat hulle, Francois Steinberg, wat die storie geskryf het, wat ook by navraag by die ministerie, wat bevestig het, dit is buite beheer, en dis maar, omdat jy kan dink, hierdie tyd van die jaar is die gras en die goed geweldig droog, en dit het baie dae gereën, so daar's baie gras, en die winde wat dit so aanwaai, Irene, so maar ons hou vir julle op hoogte. Ja, daar is ook net so interessante brokkie hierso. 700 hektaar van Harvey Bulter se plaas het ook glo afgebrand. Ja, ons het nou al oor Harvey Bulter berig. Breedvoerig. Ja. En dan op bladsy 3, groenlig vir MultiChoice en Canal Plus. Canal Plus is net so kortliks 'n Franse stromingsplatform. Wat dan nou al vir samesmelting gaan hê met MultiChoice. En dan natuurlik MultiChoice wat
dan nou ook 'n stromingsplatform het. Jy is mal oor hierdie enetjie Showmax. Het ek weet hoe baie like jy van jou Showmax. Wonderlike Afrikaanse reeks. Ja. En dit gaan dan nou beteken waarskynlik dat Showmax gebruikers, ons moet nog seker maak by MultiChoice wat is die besonderhede, maar my logika sal dan nou sê Showmax gebruikers sal dan nou 'n baie breër verskeidenheid inhoud kan kry. Is dit wat gaan gebeur, Irene? Dit is hoe dit vir my lyk. Daar's nou nog nie swart op wit enige behoorlike bevestiging gewees. So MultiChoice bestaan nou nie. Dit is nou hierdie kanaal. Nee, dit is 'n samesmelt. Dis 'n samesmelt. Ja. Okay. So dit nie oorgeneem nie, dis net saam. Ek kan nie heeltemal mooi vir jou sê nie. Daar's min want dit is nou maar in hierdie stadium waar dit net by Kran is. Jy weet, en Kran het nou gesê, "Okay, jy weet." So daar was nog niks regtig van MultiChoice af 'n verklaring of enigiets om te sê, "Okay, hierdie is nou hoe dit gaan werk nie," maar ek dink Namibiërs gaan op die ou end daarby baat. Ek hoop so. Ek hoop net as Kanaal nou heeltemal gaan oorneem, hou net die Afrikaanse inhoud, dat ek tog net kan hoor wat het gebeur en wat is jou show? Nêrens Noord-Kaap. Nêrens Noord-Kaap, dat ek tog net kan hoor elke oggend op kantoor wat het gebeur in Nêrens Noord-Kaap. En dan kortliks voordat ons gaan, Andimba Toivo kry 'n standbeeld by Robben Island. Andimba Toivo wat een van verskeie politieke gevangenes op Robben Island was en daar gaan nou 6 van die kom ons sê dit nou die mees beroemde politieke gevangenes. Hy was 16 jaar, ek wil nou net doodseker maak. Was hy op Robben Island gevange gehou en daar gaan 'n gedenkmuur wees. Een van die ander standbeelde is natuurlik Nelson Mandela, seker die bekendste gevangene op Robben Island. Ja, en Toivo wat 16 jaar lank hier gevangene gehou is. Hy was eintlik van 'n hele paar Namibiërs wat daar was. Okay, baie dankie dat jy by ons was. Dankie, ek het lekker gekuier. Dit is dan net die einde van ons nuus. Ons gaan kyk nou vinnig na die weer. Dit is môre Vrydag, maar is dit braai met jou vriende weer? Kom ons gaan kyk. Op Katima Mulilo môre is sonnige dag met 'n minimum van 20 grade Celsius en 'n maksimum van 38. Op Tsumeb bewolk met 'n minimum van 23 grade Celsius en 'n maksimum van 35. Op Windhoek in die hoofstad 'n minimum van 13 grade Celsius en 'n maksimum van 27 en op Gobabis steeds bewolk met 'n minimum van 20 grade Celsius en 'n maksimum van 33. Op Swakopmund môre is sonnige dag met 'n minimum van 13 grade Celsius en 'n maksimum van 14 grade Celsius. Sonnig daar aan die sentrale kus blyk dit môre te wees. Reënerig op Keetmanshoop en in die res van die suide blyk dit te wees met 'n minimum van 17 grade Celsius en 'n maksimum van 28 grade Celsius vir Keetmanshoop. Op Loedrich 'n minimum van 11 grade Celsius en 'n maksimum van 18 grade Celsius is 'n sonnige dag daar en op Reebot bewolk met 'n minimum van 14 grade Celsius en 'n maksimum van 29. Daar is min dinge so lekker soos 'n skou en Windhoek gaan dit weer eens volgende week bewys met die Windhoek skou wat volgende maandag, nou eerskomende maandag, afskop. Jacques du Toit van Agri Monitor het met Harold Schmidt van die Windhoek Skou Vereniging gaan gesels. Goeiemiddag, my naam is Harold Schmidt. Ek is die CEO, sowel as die uitvoerende vice-president van die Windhoek Skou Vereniging. En nou is ons weer besig met ons jaarlikse grootste gebeurtenis, naamlik ons Windhoek Skou, wat eintlik die volle naam is die Windhoek Landbou en Lewende Hawe Skou, wat dan hierso sal plaasvind
vanaf 30 September tot 4 Oktober. Nou onmiddellik kom jy agter dat dit is 'n baie korter periode van die teenoor die 9 dae wat ons letterlik, ek dink van die begin af, waar die eerste skou op hierdie perseel, dit was 1953, het die eerste skou op hierdie perseel plaasgevind en sedertdien was dit altyd 'n 9 dae skou. En hierdie jaar het ons vir die eerste keer die besluit geneem om die periode te verkort na 5 dae. Dit was as gevolg van veel of baie voorstelle van die kliënte self, ons uitstallers, wat dit net onbekostigbaar gevind het met elke jaar om 'n 9 dae skou by te woon. So ons is bly dat ons daai besluit geneem het en moet natuurlik nou alles baie vinniger gedoen word, maar as ons dink die voorbeelde, die vroeëre toerisme skou, die deesdae die mining expo, dis alles groot skoue wat ook maar net oor 3 dae gegaan het en almal is baie tevrede met daai platforms. Ons het 'n baie vol program. Op die kommersiële kant, soos ons dit hier noem, het ons 'n groot verskeidenheid. Ons het weer die eerste keer sedert COVID, het ons al ons binnenshuise, sowel as buite stalletjies, 'n plek het ons verhuur. Soos ek sê, ons is baie dankbaar daaroor. En natuurlik op die landboukant, weer eens het ons, waar ons kan sê ons is nou weer by 'n gesonde basis met die oor die 800 diere wat daar in die grootvee sowel as kleinvee afdeling ingeskryf is. Ons is baie opgewonde oor die baie rasse wat deelneem, maar die getalle boesem ons in met groot vertroue dat dit nou weer begin goed gaan met die Windhoekskou, met die jaarlikse Windhoekskou. Ons voorbereiding hierso gaan hoofsaaklik nou om die vele fasette van ons plaaslike ekonomie hierso tentoon te stel, en ek dink ons het baie goed daarin gevaar met 14 sektore, sowel as om ook bietjie pret en plesier ook in te bou, waar ons dan weer dankbaar is dat die Just Fun Amusement Park of die Mallemule weer hierdie jaar, ons is nou in 'n 18 jaar verhouding waar hulle elke jaar hier aansluit. Hulle is die enigste reisende pretpark in Suider-Afrika. So hulle sal dan hier wees en natuurlik ons vuurwerke wat dan weer donderdag die 2de, nou moet ek mooi kyk, die 2de Oktober sal ons vuurwerke stiptelik 8 uur hierso plaasvind. Ons is ook tevrede met die kosmaakplekke wat hulle laat registreer het hierso. Groot verskeidenheid etes word hierso bedien en natuurlik is dit altyd baie belangrik om op hierdie groot terrein genoeg stasies vir versterkings te kan aanbied. Ons ingangsgelde of fooie het ons konstant gehou. Dis nou al die 5de jaar waar ons $50 toegangsfooi vir volwassenes, $30 vir skoolgaande kinders, en dan is die pensionarisse, mense wat handicaps, wat handicap persone, sowel as natuurlik kinders jonger as 6 jaar, kom dan verniet in. Alles is voorberei en elke dag maak die hekke vir die besoekers om 10 uur die oggend oop en sluit dan 9 uur die aand, sodat ons dan nog 'n kans het van die wat 9 uur ingekom het,
dan nog 'n uur kan vertoef hierso, maar dan begin ons met die voorbereidings om ons gronde dan 10 uur in die aande dan te sluit. Ons sien baie uit na mense wat kom besoek. Ons is baie gelukkig met die verskeidenheid, baie nuwe verskeidenheid, en dit as gevolg van die meer bekostigbare periode, die 5 dae periode vir die privaat sektor. Ons, as ek dit reg uitgewerk het, dan is dit omtrent so 65% van ons deelnemers is hierdie jaar privaat sektor, en dit is werklik waar 'n baie goeie indikasie dat die korttermyn werklik in almal se guns is. Ek is seker dat mense sal gelukkig hierso wees. Ek hoop natuurlik dat selfs in die tyd, want die Windhoekskou word altyd geassosieer ook met die eerste druppels reën, wat dan die reenseisoen begin. Ek verneem dat ons vir hierdie naweek word daar selfs reën aangekondig, maar kom ons is opgewonde ook dat die reën ook saamspel en ons 'n lekker koeler dae het oor hierdie 5 dag periode. Daarmee die einde van vandag se episode van Kletskompas en inderdaad ook ons week hier op Kletskompas. Baie dankie dat jy by ons aangesluit het. Onthou, ons is volgende week elke maandag tot donderdag weer terug op NTV, DStv kanaal 285 en GoTV kanaal 25 net in Namibië, of as jy aanlyn of elders van buite Namibië wil kyk, kan jy ook kyk op oneup2.com. Jy kan ook vir Kletskompas volg op ons Facebookblad om op hoogte te bly van sake. As hierdie 20 minute episode vir jou nou 'n bietjie te lank raak, kan jy ook uitknipsels van ons episodes daar kry. Intussen onthou om in te skryf in Republikeinse Kiki kompetisie. Dit is 085-785-6231 die WhatsApp nommer. Ek herhaal 085-785-6231 die WhatsApp nommer waarheen jy jou kikkies kan stuur en moontlik 'n lekker prys met die komplimente van Enjoy Namibia wegslaan. Maar tot volgende week, is dit mooi bly.